Vandag Matteus hoofstuk 20. Baie welkom is saam met ons Bybelleesgroepie. Ons lees die woord van die Here elke oggend. En ons is so geseënd om dit te hoor en te hoor wat Jesus vir ons sê en dit te ervaar en te weet hoe en wat Jesus van ons verwag. Vandag kyk ons ten eerste na die gelykenis van die arbeiders in die wingerd. Vers 1, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd, wat vroeg in die môre uitgegaan het om sy arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het, om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in die wingerd te gaan werk. Teen 9 uur gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan. En hy sê vir hulle, gaan werk julle ook in my wingerd. En wat billik is, sal ek julle betaal. Hulle is toe soontoe, teen 12 uur en teen 3 uur, het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Omtrent 5 uur, gaan hy uit en kry ander wat daar rondstaan. En hy sê vir hulle, waarom staan julle die hele dag werkloos hier rond? En hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. En toe dit aand word, sê die eienaar van die wingerd vir die voorman, roep die arbeiders en betaal hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5 uur gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry. Maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld, maar hulle begin by die eienaar kla en sê, hierdie laastes het net 1 uur gewerk, en nou betaal u hulle dieselfde loon, as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Maar hy antwoord een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. En toe kom Jesus en hy kondig die 3de keer sy dood en sy opstanding aan. Vers 17. Terwyl Jesus na Jerusalem toe op pad was, neem hy die 12 disippels op sy. En so in die loop sê hy vir hulle, kyk, ek gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word, en hulle sal hom tot die dood veroordeel. Hulle sal hom uitlewer aan die heidene, wat hom sal bespot en gesel en kruisig. En op die 3de dag sal hy, Jesus, uit die dood opgewek word. En dan praat Jesus oor die versoek van Jakobus en Johannes, vers 20. Toe kom die vrou van Zebedeus met haar 2 seuns by Jesus en kniel voor hom, om hom 'n guns te vra. Wat kan ek, Jesus, vir u doen, vra hy vir haar. Sy sê toe vir hom, beloof my dat hierdie 2 seuns van my in u koninkryk langs u mag sit, een aan u regterhand en die ander een aan u linkerhand. Toe antwoord Jesus, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die lydingsbeker drink wat ek gaan drink? Ons kan, antwoord hulle. Jesus sê toe vir hulle, ja, my beker sal julle drink, maar om aan my regter en my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die, vir wie my Vader dit gereed gemaak het. Toe die 10 ander disippels dit hoor, was hulle kwaad vir die 2 broers. Jesus roep hulle toe nader en sê, julle weet dat dit by die nasie so is, en dat die regerders oor hulle baas speel,
en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Ja, en nou sien ons hoe Jesus 2 blindes gesond maak, vers 29. Toe hulle uit Jerigo uitgaan, het 'n groot menigte Jesus gevolg. 2 blinde mans wat langs die pad gesit het gehoor dat Jesus verbykom. Toe roep hulle uit: Here, seun van Dawid, ontferm U tog oor ons. Die mense het met hulle geraas en gesê hulle moet stil bly, maar hulle het al hoe harder geroep: Here, seun van Dawid, ontferm U tog oor ons. Jesus het gaan staan, hulle geroep en gevra: Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hulle sê toe vir hom: Here, dat ons oë oopgaan. Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak. En dadelik kon hulle sien en hulle het hom gevolg. En ons sluit af met 'n paar hoofpunte oor dit wat ons nou gelees het. Ten eerste het ons gelees van die gelykenis van die werkers. 'n Grondeienaar betaal alle werkers dieselfde loon, ongeag wanneer hulle beginne werk het in vers 1 tot 16. En die les wat ons hieruit moet leer is dat God se genade is regverdig en vrygewig. Die grondeienaar is God en die werkers is ons. En die tweede ding wat ons gelees het daar in vers 17 tot 19 is waar Jesus weer sy dood voorspel. Waar Jesus die disippels van sy dood en sy opstanding vertel. En toe kom 'n vrou met haar 2 seuns voor Jesus staan, met Jakobus en Johannes se versoek. Hulle vra vir topposisies in Jesus se koninkryk. Maar Jesus sê, dit is nie syne om te gee nie. Hy het gesê, vers 20 tot 23, die ander disippels raak ontstel toe Jakobus en Johannes vir topposisies vra, nee. Daarom sê Jesus vir hulle, moenie soos die heidene wees nie. Julle moet soos ek dien, sê Jesus. Jesus het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. Ons moet ook nie lewe om gedien te word nie. Jesus het sy lewe vir baie gegee. En dan sê Jesus, wie groot wil wees, moet 'n dienaar van almal wees. Nou, hierdie almal, 'n sekere woord wat ons almal verstaan. Wie groot wil wees, moet 'n dienaar van almal wees. En Jesus stel die voorbeeld. Hy dien en ons behoort ook te dien. Hoe resoneer dit met jou? Seën, vrede en genade vir jou geliefde kind van God. Vanaf God ons Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees, wat die wil van God, deur die woord en die Heilige Gees in jou hart wil vasanker. Amen.